Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiemôre en welkom by ons reis deur die boek van Matteus saam met my, Willie Joubert. En na 'n vakansie wat ons almal lekker gerus het, is ons almal weer terug in die tuig met al ons verpligtinge en ons werksdruk. Het ons almal ons tyd met die Here so nodig om 'n bietjie stil te word en met hom tyd te spandeer, om te leef en te oorleef in 'n ongenaakbare wêreld. Dis jou intimiteit en verhouding met die Here wat jou staande hou, vir my ook. En laat volhard tot die einde toe. Maar meer, dit is die teenwoordigheid van die Here in jou lewe en sy Heilige Gees wat hier in jou hart woon, wat jou die vrede gee wat alle verstand en denke te bowe gaan te midde van 'n wêreld vol chaos. In ons teks vanoggend uit Matteus 12 praat die teks oor God se geliefde seun in wie hy 'n welbehae het. Die sagmoedige koning wat redding bring vir jou en vir my. Nou ek wil vanmôre miskien inleidend net sê, wanneer ons aan 'n leier dink of 'n koning, dink ons dikwels aan mag en gesag en harde woorde en krag wat gebruik word om 'n indruk te maak. Maar Jesus, die seun van die lewende God, is hier in ons wêreld in 'n totaal ander gewaad. Hy kom nie met geraas en met geweld nie. Hy kom met sagmoedigheid, genade en liefde. Maar tog met die krag van God se Gees. God se uitverkorene is sy knegg, sê vers 18. Kyk, my knegg wat ek uitverkies het, my geliefde, in wie my siel 'n welbehae het. Hierdie woorde herinner ons aan Jesus se doop, toe die Vader dit van hom gesê het. Kan julle onthou daar in die doopwater, die duif het oor hom gekom, toe sê hy, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, uit die hemel uit, die Vader self. Jesus is nie sommer maar net 'n menslike profeet nie. Hy is die Vader se geliefde seun, die knegg wat sou kom om God se plan van redding te kom uitvoer. God het hom uitverkies, hom gesalf met sy Gees en gestuur om aan die wêreld reg en geregtigheid te kom bring. Ek en jy kan seker wees, Jesus se werk is nie toevallig hier op aarde nie. Dit is lank vooruit beplan en al lank oor geprofeteer. En dis God se besluit, God se orkestrasie en ook God se perfekte wil dat hy gekom het vir redding. En omdat die Vader in hom 'n welbehae vind, kan ek en jy ook in hom rus en vrede en totale gemoedsrus vind. Ek wil vir 'n oomblik dink en gesels oor Jesus se sagmoedige, liefdevolle styl. Ons lees daarvan in vers 19. Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. Anders as aardse leiers wat moet skree en moet dreig en hulle mag moet wys, tree Jesus sag en nederig op. Hy wen harte nie deur dwang nie, maar deur liefde en begrip. Hy twis nie, hy skreeu en gebied nie uit op die strate nie. Hy is sag, nederig en vol liefde en deernis. En hy bring vrede vir die wat bereid is om te luister en hom aan te neem.
Die toepassing vir jou en vir my vandag is, so dikwels dink ons, God gaan ons met 'n harde hand oordeel, of dalk wegstoot. Maar kyk hoe kom Jesus. Hy kom sagmoedig, geduldig, en vol liefde na jou en my toe. Hy sê, nee my juk op julle, want my juk is sag. Dis hoe hy ook met jou en my werk. Nie met 'n gedreun nie, maar met 'n sagte stem van liefde en genade. Ons lees van Jesus se versorgende hart daar in vers 20. Luister gou wat sê die teks. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie. 'n geknakte riet is 'n beeld van broosheid, van swakheid, van iets wat maklik net weggegooi kan word. 'n lampet wat rook is 'n beeld van 'n vlam wat amper dood is, amper sonder lig en sonder krag is. Maar Jesus trap nie op ons swakheid nie. Hy vernietig nie die wat stoei of swaar kry of val nie. Nee, Jesus tel hulle op. Hy blaas weer lewe in die klein vlammetjie wat oor is. Psalm 34 sê Dawid, die Here is naby aan die wat moed verloor het. En hy gee weer krag vir hulle wat geen vooruitsig meer het nie. Miskien voel jy soms soos 'n geknakte riet wat gebreek is deur jou ervaring in hierdie lewe, van teleurstelling, van sonde of van pyn. Miskien soos 'n rookput wat amper uitgeblus is. Jou geloof is flou en jou hoop is so min. Jesus kom nie om jou uit te doof nie, maar om jou op te tel en jou te herstel. Sy genade en sy reddende krag kom herstel jou, en Jesus is vir jou en vir my genoeg. Ons teks praat van 'n einddoel vandag. Die einddoel is oorwinning. Ons lees daarvan in Openbaring 2, ek gaan dit nie weer quoteer vanoggend nie. Maar kom ons lees wat sê die teks vandag. Totdat hy, Jesus, die reg tot oorwinning uitbring. Jesus se sagmoedigheid beteken nie hy is swak nie. Hy is die oorwinnaar wat reg en geregtigheid kom bring vir jou en vir my. Die kruis en Jesus se opstanding uit die dood bewys juis dit baie duidelik. Hy oorwin sonde en dood en onreg deur uit die dood uit op te staan. Uiteindelik sal sy reg en sy koninkryk oorwin. Die toepassing vir jou en vir my, ons leef dalk in 'n wêreld vol onreg en gebrokenheid. Ja, maar ons het, ek en jy het die versekering, Jesus sal die laaste sê, sy reg, sy lig en sy koninkryk sal oorwin. Ek moet afsluit. Jesus is die geliefde knegg van die Here, gesalf met die Gees van God. Hy kom sagmoedig. Hy trap nie op die gebrokenis nie, maar herstel en bring nuwe lewe. En uiteindelik bring hy reg en oorwinning. Ons boodskap vandag is so eenvoudig, elementêr. As jy swak voel, weet, hy breek jou nie. Hy blaas nuwe lewe in jou. Hy bou jou op. As jou geloof flou is, weet, hy wil vir jou nuwe passie, nuwe lewe kom bring in jou hart. As jy bekommerd is oor onreg in 'n wêreld wat so onregverdig is, weet, hy sal die reg laat seëvier, ook in jou lewe. Die slotvers wat ons hierbo gelees het en bepeins het, kom uit Jesaja 42, waar hierdie teks oorspronklik vandaan kom, wat ons oorlees van Jesus. En dit herinner ons daaraan dat God se plan deur Christus onstuitbaar is. Hy is die lig vir die nasies. Mag hy ook jou lig wees, wat nie net jou hart en jou lewe verlig nie, maar wat ook die wêreld om jou wil verlig, deur sy lig wat hier binne in jou skyn.
Kom ons gaan leef daar buite. Met hierdie wete, met hierdie begrip. En as jy dalk vandag moedeloos is, weet, Jesus is groot bo almal. Hy is die sterke verlosser, die magtige Heer en ook jou en my Heiland. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Hy is die reddende Here, levende